Ons Vader in die hemel, ons vra dat U ons nou naby sal wees, terwyl ons na U woord kyk, wat ons kan doen wanneer ons veronreg voel en wanneer ons begin wankel in ons geloof. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit Psalm 73, verse 1 tot 3. Maar ek gaan bietjie later die hele Psalm lees, maar vir nou net verse 1 tot 3. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. Mag die Here die lees van sy woord tot ons harte seën. Ek wil net vir julle sê, ek en my vrou het nou vroeg hierdie jaar lede geword, ingestem hierso by Philadelphia, en ek wil net namens my vrou sê, en Jasmine, dankie vir die manier waarop julle ons welkom laat voel het hierso. Baie dankie daarvoor. Ons voel welkom, en ek hoop die Here gaan vandag saam met my wees, terwyl ek nou 'n bietjie senuweeagtig is hierso. Ek sien die mens moet gewoond raak aan hierdie ligte, en eerste keer wat ek in Afrikaans preek, tweede keer, laasweek by Magnolia geoefen, en vandag is ek hier by julle. Om te gly en te val is nie iets wat 'n mens beplan nie. Om te gly en te val. Ek was 2 weke, week voor hierdie ene, is ek in die Spar met my trolley daar by die til, en ek het nie die water op die vloer gesien nie, en daar gly ek, en toe ek weer sien, is ek op die grond. My knie so 'n bietjie seer gemaak, die een aan die linkerkant. Hier kom 'n jong dame sê vir my, oom, is jy okay, kan ek jou help? Ek sê nee, as jy my probeer optrek, nee, dan is ons altyd op die grond. Wat gaan die mense daarvan sê? Maar ek kon die water dalk gesien het, ek kon meer op die uitkyk gewees het, maar ek het gegly en geval. En gelukkig nie te seer gekry nie, want hierdie knie is nog so, hy's nog aan die gesond word, en nou wil ek net weer namens teen evolusie praat, en my knie word van self gesond. My knie word van self gesond. Waar is die argument dat dit so van self kan wees? Dit is vir my baie meer sinvol dat ons 'n skepper het wat vir ons in ons DNA ingeskryf het, ingekodeer het, dat wanneer ons klein, nou nie groot goed nie, jy weet, as jy jou been af is, kan jy nie 'n nuwe been groei nie, die akkedisse kan dit doen, maar nie ons nie, maar ons word van self gesond. Dit is ingekodeer in ons DNA. Amen. Ons kyk nou, ons is almal van tyd tot tyd, wat ek sou noem, twyfelagtige gelowiges. Ons sien dinge en ons het vrae, ons voel veronreg, ons voel afgunstig, en Asaf, wat gekrediteer word met die skryf van hierdie Psalm, het ook so gevoel. En ek wil nou die hele Psalm lees en luister hoe hy ervaar. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. Die een vertaling sê, ek het amper gegly, my voete het amper gegly. Hulle het geen kwellings nie, nou beskryf hy hulle. Hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge nie, soos ander mense nie. Hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer, en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorstoet matig hulle enige iets aan, smalend stook hulle kwaad. Hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vir my het en met 'n eed my onskuld verklaar het dis niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort.
Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en dit was vir my bitter moeilik. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwind word hulle iets afgrysliks, gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand, u lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie, al is ek afgetakel na liggaam en gees. God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ekskuus, hierdie bladsy. Dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Goed. Amen. Ons kan net daar eintlik stop, maar kom ons kyk gou 'n bietjie. Ek wil net sê waarna gaan ons bietjie kyk vanoggend, ons gevoelens wanneer sulke dinge gebeur, wanneer ons dinge sien wat ons nie verstaan nie. Dan gaan ons kyk die oorsaak daarvan, die effek op Asaf en op ons en op ander, dan die opsie om doelbewus te lewe, ons reg om te kies, die insig wat Asaf gekry het en wat ons ook kan kry in God se woord, en dan getuienis is deel van die antwoord die waarmee hy eindig. Hoe voel Asaf op hierdie stadium wat hy hierdie psalm skryf? Hy voel twyfelagtig, byna van koers af. Voel asof sy voete amper gegly het. Hy voel afgunstig, vers 3. Vers 13, hy voel dat hy verniet die kwaad vermy het en onskuldig geleef het. Alles verniet. En dan voel hy ook in vers 14, sê hy het teenslae en straf elke dag ervaar. Hoekom voel hy so? In vers 3, die voorspoed van die hooghartige goddelose mense het hom sleg geaffekteer. Vers 4, hy voel as hy na hulle kyk, hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond. Vers 5, hy sê hulle het geen sorge nie, hulle het geen teëspoed soos ander mense nie. In vers 6 sê hy, hulle dra trots soos 'n halssnoer en geweld soos 'n kleed. In 7, hulle is aanmatigend, hulle skryf hulle self enigiets toe, en in die weelde van hulle voorspoed skryf hulle self enige ding toe. En dan in vers 8, hulle stook smalend kwaad, dreig hooghartig met geweld. En vers 9, hulle laster teen die hemel en hier op aarde beledig hulle links en regs. En tog, alhoewel hulle self so gedra, hang almal hulle aan, hang aan hulle lippe, luister gretig na hulle. En nou is die vraag, Asaf se vraag en die goddelose se vraag, sal God uitvind, weet God wat aangaan? En hulle gaan ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dit het hom sleg geaffekteer. Wat is die effek op hom en op ons, wanneer ons na sulke dinge kyk en ons raak onrustig, ons voel veronreg? In vers 22 sê hy, toe ek so was, was ek dom, en het ek my soos 'n dier gedra voor u. Ekskuus, dit raak ewe skielik dors hierson. Vers 22, ek was dom en sonder insig, ek het my soos 'n dier gedra voor u. Die ding wat ons anders maak as die diere, is ons verstand wat so geweldig intelligent gebou is, dat ons kan anders as diere dink. Ons kan van oorsaak tot gevolg dink, ons kan oor goed daar, en dit is ook wat hy besluit om te dink oor hierdie ding. En dan as hy byna, die effek op hom, hy is byna van koers af. Dinge wat
as ek knorrig raak, my vrou sal seker kan amen sê, as ek knorrig raak, dan pla dinge my vandag wat gister vir my nie gepla het nie. Jy weet, laasweek was dit okay, vandag pla alles my, want ek is nou nikkerig en afgunstig, twyfelagtig, van koers af, voel veronreg. Met ander woorde, as ons als met ons, hy is nou sonder perspektief, sonder vrede en gemoedsrus. As ek hierdie praatjie 'n titel moet gee van Psalm 23 is perspektief en gemoedsrus. Perspektief en gemoedsrus. Wanneer ons perspektief verloor, dan het dit 'n baie slegte negatiewe impak op ons en dan ook op ander. Vers 21, hy sê, maar as ek so sou aanhou praat en dink, sou ek die verloon wat aan u behoort. Met ander woorde, wanneer ons so nikkerig raak, wanneer ons so veronreg voel, dan begin ons om nie namens ander te bid nie, te praat nie, die Here te nader vir hulle nie, my gesin word geaffekteer, die kollegas by my werk, my vriende, my groter gesin, almal waarmee ek te doen kry, word geaffekteer. Dit is soos daai ripple effek, jy gooi 'n klip in die middel van die dam en dan kring hy so uit en dit affekteer almal om my. So dit is nie 'n goeie ding om toe te laat dat onrustige gevoelens by ons bly en vermeerder nie. Nou wil ek net stop bietjie by die doelbewustheid wat ons by Asaf sien. In vers 16 besluit hy om diep na te dink oor dit wat hy nou sien en ervaar. Maar hy sê dit was vir hom baie moeilik. En dan is daar 'n keerpunt in vers 17 waar hy besluit om na die heiligdom van die Here te gaan. Nou in daai tyd was dit so dat alle mans moes, ek dink 3 keer per jaar voor die Here verskyn in die tempel, waar dit ook al was. In sy tyd was dit miskien in Jerusalem, miskien nog nie, maar hulle moes daar verskyn. Ons het die geleentheid om ook hierdie besluit te neem elke week. Ons kan kerk toe gaan. En by die kerk hoop ek, ons kry goeie insig as ons soontoe gaan. Want toe hy soontoe gaan, toe sien hy, en hy besef weer die einde van die goddeloses, die waaroor hy so afgunstig voel. Hy sien hulle einde. En wat is hulle einde in vers 27? Hy sê, die Here vernietig hulle sal verlore gaan. En dit help hom om hierdie ding te verwerk, hierdie ding wat hy gesien het. En dan sê hy, dan het ons ook die voorreg om te kan kies, om 'n keuse te kan uitoefen. Toe ek jonger was, het ons baie gedebatteer saam met vriende oor die regte, menseregte. Jy weet, daar's menseregte, the Bill of Human Rights wat geskryf is, ek het 'n reg tot 'n dag oor my kop, kos op my tafel. Nee, ons het nie daai reg nie. Want as ek daai reg het, dan moet iemand anders dit voorsien, wat van hulle regte. So ek het vir myself besluit as 'n jong man al, die enigste Godgegewe reg wat ek het, dink ek, is die reg om te kan kies. Die reg om te kan kies. Ek kan nie kies wat met my sal gebeur nie, wat daai ander ou sal doen as hy oor 'n rooi lig ry en ek is groen lig en ons slaan mekaar. Dit kan ek nie kies nie. Ek kan hom nie beheer nie. Maar ek het 'n keuse oor hoe ek reageer teenoor dit wat met my gebeur. Ek het eendag 'n gebed gelees in Engels, as ek so vrylik vertaal. Here, gee my die krag om dit reg te maak of te verander wat verkeerd is, wat reggemaak moet word. Gee my die vrede in my hart om te kan aanvaar dit wat ek niks aan kan doen nie, wat ek nie kan regmaak of regmaak nie. En dan gee vir my ook die wysheid om die verskil tussen daai twee te kan sien. En dis 'n goeie ding. Asaf besluit om te dink, hy besluit om na die heiligdom toe te gaan. Ek is amper seker hy het ook die geskrifte gelees op daai tyd om weer perspektief te kry. En dan besef hy, wat besef hy nou alles? Hy sê, tog in vers 23, ek was altyd eintlik by u, en u vat my aan die hand. As julle nie omgee nie, gaan ek nou 'n sinsnede sing, en ek en my vrou, ons het seker soveel DVD's van Bill Gaither en sy
sy gospel singers en sy homecoming series, en dan het ons ook soveel DVD's oor VOP, ons eie kerk se family reunion DVD's. Op 'n Vrydag aand is dit wat ons doen, ons kyk daai DVD's en ons geniet daai musiek. En hier's een vers wat vir my getref. Dit gaan oor the Cathedral of Prayer. There are times when I cannot feel His presence, when the doubts of fear obscure the Master's smile. But when I'm still enough to hear His gentle whisper, then I know my Lord has been there all the while. Daai sin bly by my, jy weet. Wanneer ons net stil raak en luister, dan kan ons besef die Here is nog altyd by my. En hy kom in vers 23, kom hy by hy besef, ek was nog altyd by u Here, u vat my aan die hand. In vers 24, hy sê, u lei my met raad, en aan die einde sal u in ere, sal u my in ere by u opneem. Dit herinner my aan Job se stelling. Hy sê, ek sal my heiland sien, met my eie oë sal ek hom sien. Ek en geen ander een nie. En dit maak nie saak alles wat hy besig is om te ervaar nie, en sy vriende wat hom help. Hy sê daai stelling, hy sê, ek sal my heiland sien. Dan in vers 25 kom hy tot 'n besluit. Hy sê, niks in hemel of op aarde beteken vir my meer as u nie. Ons het ook daai opsie om by daai besef te kom, dat niks op hierdie aarde is so belangrik in ons lewe as die Here wat vir ons hierdie lewe gegee het nie. En dan in vers 26 nog 'n besluit wat hy neem. Hy sê, al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. En dan vers 24, die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. En dan vers 28 waarmee hy afsluit, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek sou even selfs by sê en te bly. Ek het die Here my God gekies. Hy oefen 'n keuse uit. Ek het die Here my God gekies as my toevlug, en ek sal bly van u werke vertel, en dit is getuienis. Dit is waarvoor ons hier is. Ons hoef nie teologies uitstekend te kan wees nie, ons moet net vir ander vertel wat die Here vir ons gedoen het in ons lewens. So ons opsies vir perspektief en vir vrede en gemoedsrus, Matteus 11 vers 28, Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ons het die opsie van gebed, ons het die opsie om dit na hom te neem in gebed. Daai een van my gunsteling liede, What a friend we have in Jesus. Welke vriend het ons in Jesus? Ons kan alles na hom toe neem, en as ons dit nie doen nie, dan doen ons self in. Ons tweede opsie is Bybelstudie. Ons kan dit daagliks doen. Ons kan dit ywerig doen, doelgerig, bidend, verleidend. En in sy woord kry ons weer perspektief. Ons het ook die opsie om kerk toe te gaan. Julle is almal hier, ek wil julle geluk wens, maar daar's baie mense wat vandag kon kerk toe gekom het en hulle het besluit om dit nie te doen nie. So goed vir julle, want julle kry ook nou 'n bietjie bemoediging hierso. Ons kan, wanneer ons kerk toe kom, kan ons ander bemoedig en ons kan self bemoedig word, en ons kan ook getuig van die goedheid van die Here om ander ook te bemoedig en ook self bemoedig te word. Ons het vrye keuse. Ons kan dit enige tyd, met enige geleentheid, in enige situasie, kan ons daai keuse uitoefen. Dis ons Godgegewe keuse om te kan kies. En met God se leiding en wysheid te kies, nie met my eie nie. So my uitnodiging aan ons almal vanoggend is, kom ons soek vir perspektief, vrede en gemoedsrus in God se woord, deur daaglikse gebed, Bybelstudie, diens aan hom en getuienis vir hom. Amen.